Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, sy kinders, nou en vir altyd. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Broers en susters, baie welkom vanoggend in die kerk van die Here. Ek is bly om julle almal te sien. Mag die Here vir ons seën onder die geklank van sy woord. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag jy ook geseënd wees onder die geklank van hierdie boodskap later in die week wanneer jy hierna kyk. Dit was nou in die nuus. Verlede Sondag aand het 49 Afrikaners uit die land uit gevlug, gemigreer, getrek. Net soos jy dit wil noem. Was dit 'n gelowige of was dit 'n ongelowige stap? Kom ons soek 'n bietjie lig rondom hierdie kwessie in Hebreërs 11 vers 1 en Eksodus 20 en Matteus 5. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, baie dankie dat ons vanoggend kon opstaan en dat ons lewe en dat ons vanoggend ook kon kerk toe kom. Party van ons het gestap, party van ons het gery. Ons het almal iets aan. Party van ons het geëet, party nie. Maar hoe dit ook al sê, ons is. En daarvoor sê ons vir U dankie. En ons is nie net nie. Ons is U sin. Wat 'n voorreg om kinders van God genoem te word. Dankie dat U in die grootheid na ons toe afgebuig het en ons ingesluit het by U genade. En vir ons die geloof in Christus Jesus geskenk het. Want ons glo in Hom, ons verlosser, wat aan die kruis betaal het vir ons sonde, wat opgestaan het uit die doodheid, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die God, U Vader, en regeer oor die wêreld en die geskiedenis. U is in beheer, en ons mag dit nooit vergeet nie. En U het ons agendas reeds beplan, en U stap vooruit, en ons volg, gelowig. Dankie Here, dat U vir ons ook kom ontmoet vanoggend deur U Gees. Wat 'n voorreg om hier te kan wees. So praat met ons en gee vir ons 'n woord om oor te dink en wat ons kan huis toe vat, versterk ons geloof en ook ons gehoorsaamheid aan U. Ons vra dit in Jesus, ons Here se naam. Amen. 49 Afrikaners vlug, gelowige of 'n ongelowige stap. Hebreërs 11 vers 1, Eksodus 20 en Matteus 5. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis groot woorde hierdie. Glo, seker wees, hoop, oortuig te wees van dinge wat ons nog nie van weet nie. Daarmee saam, Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dan die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. En dan Matteus 5, die woorde van die Here Jesus, ou vertaling het gesê, gelukkig is die wat arm van gees is, wat die betekenis het, van 7 keer gelukkig, volkome gelukkig, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou ja, dis in die nuus gewees hierdie week.
regverdig of ongeregverdig, die feit dat daar soveel klem gelê word op 49 mense wat die land verlaat. Gaan nou vir julle die skok gee van hoeveel mense verlaat die land eintlik per dag. Maar hulle is weg. Daar staan hulle. En jy kan nou maar sê en dink wat jy wil daaroor. Daar word hulle welkom geheet in Amerika toe hulle geland het daar op die lughawe van Dallas deur een of ander regeringsamptenaar. Welkom, welkom hierso, vlugtelinge, refugees. Daar is Tia van Straten, een van hulle. Nou word daar baie gesê, ja, maar die mense is lafaards, they're cowards. They don't want to accept change in South Africa. En daar word baie goed gesê, en daar word gesê, julle stupid, dis nie waar wat julle sê nie, wat julle voel nie. Tia van Straten, 'n plaaseienaar, boervrou, 4 keer in die laaste 2 jaar was sy aangeval. Dan het ek so 'n bietjie begrip vir haar, dat sy voel, is beter om hier weg te kom. Wat het ons president gesê, en ek dink dit is 'n taktiese fout. Hy gaan saam met Trump hierdie week sit, Woensdag dink ek. En hy het van die podium af op televisie gesê, hierdie mense is lafaards. Wie het hulle genooi? Die oomie wat hy hierdie week gaan sien. So eintlik is dit so 'n halfe steek in Trump se rigting, sê, jy's 'n idioot. Wel, ons kan seker in baie terme so dink oor hom, maar hy het dit gesê, lafaards. En sy sidekick, Lamola, hierdie mense is gekant teen verandering, hulle wil nie saam beweeg met die nuwe Suid-Afrika nie. So dit is maklik om goed aan hulle toe te snou en vir hulle goed te sê. En natuurlik is daar 'n verskriklike diskussie oor, wat is 'n vlugteling? Voldoen hierdie mense aan vlugtelingstatus? Was hulle vervolg dat hulle moes vlug? Want as jy nou kyk na die definisie van vlugtelinge wat deur die VVO daar gestel is en wat wêreldwyd aanvaar word, voldoen hulle nie eintlik aan die status as 'n vlugteling nie. En selfs Trump kry maar baie teenkanting daarteen, om te sê, maar hierdie mense is nie regtig vlugtelinge nie. Die feite is nie daar dat hulle gevlug het vir hulle lewens nie. Hierdie mense wou pad gee as gevolg van ander omstandighede, maar hulle lewens was nie regtig in gevaar nie. Hulle voldoen nie daaraan nie. Is hulle lafaards? Is hulle verraaiers? Landsverraaiers? Party van ons voel dalk so. Is hulle ongelowiges dat hulle nie die Here wil vertrou vir die toekoms nie en nie glo dat God in beheer is nie. Wat moet ons eintlik hieroor dink en sê? Is nie altyd so gemaklik nie. Partykeer voel ek kriebelrig oor mense se redes waarom hulle die land wil verlaat. Partykeer sê ek, dis dalk die beste ding wat jy kan doen. So mense het gemengde emosies hieroor. So hoe voel jy daaroor? Ek dink nie die 49 mense gaan dit so maklik hê nie. Want as jy vlugtelingstatus het, is jy 'n objek. Is jy in die regering se hande. Ons sal vir jou besluit waar jy sal werk, ons sal vir jou besluit waar jy woon, en weet jy wat? Daai status kan verval. So as ons nou bietjie keelvol is vir julle klomp vlugtelinge en ons sê terug van waar af julle kom, dis in ons mag om dit te doen, so en is nie so maklik om jou wortels te lig en nie te begin nie. Selfs in Suid-Afrika weet ons dit. Dit is nie heeltemal so maklik om van een plek te verhuis na 'n ander plek nie. Dit het nie net finansiële implikasies nie, dit het ook geestelike implikasies. Ons weet van baie mense wat uit die land uit is, wat smag na Suid-Afrika, wat graag wil terugkom, maar finansiëel dit nie kan bekostig nie, wat in depressie verval. Hoeveel van hulle se huwelike het uit mekaar uitgeval, terwyl hulle daar oorsee sit, sonder familie, sonder vriende, geen backing nie. So, of voel jy dalk 'n bietjie jaloers, wens jy was dalk een van hulle. As ek net kon, as ek net 20 jaar jonger was, sou ek geskuif het. Of as ek net die geld gehad het, was ek lankal weg. So, ons
Ons gaan verskillende idees en verskillende gevoelens vanoggend kry as ons hier moet begin vra, hoe voel elkeen oor hierdie hele ding? Hoekom verlaat mense Suid-Afrika? En dit is die skok. Daar's 'n verskriklike ophef gemaak oor hierdie 49 Afrikaners. Maar volgens statistieke is dit 74 Suid-Afrikaners per dag wat ons land verlaat. Het julle dit geweet? Skokkend. So hoekom nou so bohaai maak? Is nou maar weer 'n politiese aangeleentheid, nee. Maar nou ja, dis die skok. 74 mense. En van hierdie 74 is dit nie net blanke mense nie. Dis van alle rasgroepe in Suid-Afrika. Julle sal geskok wees om te sien hoeveel swart mense, veral die middelklas swart mense, wat grade het, wat kwalifikasies het, wat 'n bietjie verder kan dink as baie van die wat hier aan die vloerkant van die bevolking is. Hulle wil nie meer hier wees nie. Hulle verlaat die land. So dit is nie net 'n rasaangeleentheid nie. Suid-Afrikaners verlaat die land. En ongelukkig is dit hulle wat die ekonomie dra. Dis hoekom hierdie land eintlik finansiëel, een van die redes waarom die land in finansiële nie gemors is. So as ons 'n antwoord wil soek, hoekom en waarom, is dit glad nie so eenvoudig nie. Ek dink mense gaan om baie redes. Geleenthede duik op. Onthou, die wêreld het verander. Hulle sê ons lewe in 'n global village. Ek meen, jare terug was dit verskriklik, né? Mense het geïmmigreer en jy het waarskynlik nooit weer gesien, nooit weer gehoor van hulle nie. Nou, met my selfoon aan die hand, kan ek met hulle praat, ons kan mekaar sien, ons kan grappies maak, ons het al so half en half oogkontak, en ons bly kommunikeer op Facebook en op wat ook al. So, en oralste het hand hulle mense. Ek hoor nou die dag sê, nee, julle ken hom, Dominee Noel Schreder wat al hier gepreek het, die kort dominiekie. Hy sê sy skoonseun het hulle uit Nederland uitgekom, 'n maatskappy, om hom in sy sitkamer in sy huis in Pretoria te sien en van hom werk aan te bied. Hulle het gegaan. Want die geleentheid, dit was net te goed, te groot. Maar nou sê Noel ook verder, hy sê, weet, ons was nou September verlede jaar daar, hulle bly in so 'n ou klein reg op huisiekie. Hy sê, hulle mis hulle tuin. Kinders kan nie speel nie. So hulle bly in daai klein huisiekie. Hy sê, hy moes 'n permit kry om 'n kar te ry, want hy het 'n kar nodig vir werk, wat hy elke kwartaal moet hernie, en hy betaal R40 vir 'n liter brandstof. En dit is duur. Hulle mis hulle land. Mense gaan om werk te gaan kry, party het sommer net moedeloos geword. Party van die mense wat gaan het uitsigloos geraak oor Suid-Afrika, hulle het alle hoop verloor. En dan, soos ons groot vriend Steve Hofmeyer so sê, party is sommer net gatvol. Persoonlik dink ek, en dis maar my idee, dat baie van hulle het hoop verloor. Want as jy nou al vir 30 jaar lank kyk van dit die ANC oorgeneem het, en jy sien wat in hierdie land gebeur het, en ons is nou daar, hulle sê, al die beleggings wat die land ingekom het, van 1994 af, ons is nou daar waar ons was, voor hierdie beleggings gekom het, soos die mense onttrek het uit Suid-Afrika uit. Ons is nou weer terug by 94, met beleggings in Suid-Afrika. En as jy kyk wat het geword van alles, en ek wil nou nie vanoggend nou al hierdie goed noem nie, want julle weet dit. Dit word net nie beter nie. Ja, ons kan nou sê, ja, ons het daarom nou nog net so 3 of 4 keer loadshedding gehad in hierdie laaste jaar, so daar's daarom iets wat verbeter. Maar die res,
Dit lyk net of dit erger en erger word, en jaar na jaar het dit erger geword, en jaar na jaar groei die werkloosheidssyfer. Mense, hulle praat van 2,5, 3 miljoen mense wat net sê, man, ek gaan nie eens meer my tyd mors om werk te soek nie. Mors nie meer, hulle het totaal hoop verloor om 'n werk te kry. So mense het hoop verloor. Hoe gaan dit ooit verander? Selfs al sou die DA wen volgende verkiesing, sal dit hulle 20 jaar vat om weer op te bou wat verwoes is. Hoe gaan ons die wa omdraai? En dit is uitsigloosheid. Ons het net nie meer hoop vir 'n toekoms nie. Nou kom ons vra nou vir mekaar as gelowige mense vanoggend, as kinders van die Here. Is dit reg? Is dit reg dat ons hoop verloor? As die Here vir Israel sê, ek is die Here julle God wat uit Egipte het gered. Ek het julle gered daar, né? Ek het julle gaan haal daar uit die Egiptenare, uit hulle land uit, ek het julle gered. Ek het jou gered uit jou sonde uit, dat jy nie verlore gaan nie. Jesus het vir jou gesterf. Redding. En daarom, omdat ek jou gered het, is my wil, die 10 gebooie. Leef dit, doen dit uit dankbaarheid, omdat jy my ken, omdat ek so goed is vir jou. Ek het jou gered uit die sonde, verderf, verlorenheid. Jy mag naas my geen ander goeie. Nou ja, ons dink in terme van, ja, jy mag nie goedjies in jou, jy moet nie 'n Boeddha beeldjie in jou huis hou nie, en jy moet niks met ander godsdienste te doen nie. Ja, dit is waar. Maar wat sê dit eintlik? Wat beteken dit wanneer God dit eintlik vir sy volk sê, en vir my en vir jou sê, wat dankbaar deur Christus terugkyk na die wet? Dan sê dit eintlik, jy moenie jou hoop vestig op enige iets of enige iemand buiten God nie. Dis wat dit eintlik sê. Jou hoop, jou vertroue, jou geloof moet in niks en in niemand anders wees as in God nie. Ek wil hê dit moet insink. Want wat doen ons? Ons is mos nou maar mens, né? Nee, ek sal self beheer neem. Miskien kan ek dinge beter doen op 'n ander plek. Of in 'n ander land. Miskien is Trump die verlosser vir die boere van Suid-Afrika. Miskien het ons regtig mooi gedink oor hierdie goed. Wat gebeur as jy jou vertroue in iemand of in iets anders stel? Nou kom ons gaan net so tikkie terug in die geskiedenis van Israel. Onthou toe hulle daar in die woestyn in is, hier trek hulle nou. Die 10 gebooie nog nie bestaan nie. Maar die Here wil dit baie duidelik vir sy volk sê wat hy van hulle verwag, hoe hulle voor hom moet lewe, uit dankbaarheid vir die redding wat hy vir hulle gee, hoe hulle as sy volk, sy kinders behoort te lewe, om vir hom te wys hoe dankbaar hulle is. So Moses is die berg op, en hy is nou al 40 dae weg, en nou begin hierdie ouens paniek. Want Moses is nie hier nie, weet, hy is eintlik die hand en die voete van God hier tussen ons. Wanneer Moses hier is God by ons. Wanneer Moses is nou weg, God is nou ook sommer weg. So hulle paniek. So hulle vra vir Aaron, maak vir ons 'n kalf. Ons soek 'n God hier by ons, tasbaar, sigbaar, en laat ons hierdie God kan eer dat hy vir ons gered het. Want dit was soveel beter in Egipte. En as jy nou die geskiedenis van Israel gaan lees, hoeveel keer hulle vir Moses en Aaron sê, hoekom het jy vir ons uit die land uitgevat? Dit was beter toe ons daar was in slawerny. Dit was net soveel gemakliker. Dit was oukei, ons het wel slawerny gehad, maar ons het 'n dak oor ons kop gehad. Ons het kos gehad, ons het werk gehad. Jy het kom neek waar jy nie moes geneek het nie. Dit was soveel beter. En ek het dit in swart vet letters gesê. Is dit nie wat ons maar voortdurend in ons gesprekkies op die braaivleisvuur vir mekaar sê nie? O, dit was soveel beter.
in die verlede. Soveel beter. As ons maar net, die simpel de Klerk, hoekom hy die land gaan oorteken het. Kyk die gemors waar ons nou is. Dit was net soveel beter, die ou dae. Was dit regtig beter? Waar bring hierdie uitsigloosheid, hierdie stuk ongeloof, hooploosheid van Israel hulle? God het hulle gestraf. Vir 40 jaar sal julle in hierdie ou stukkie rondswerf. Jy weet, en as jy nou op 'n kaart gaan kyk, en jy gaan kyk na daai stukkie, is nie 'n baie groot stukkie nie. As jy direk van Kaïro af sou getrek het, nou hulle was in Goshen so 'n bietjie meer suid, as jy direk van daar af Palestina toe sou getrek het te voet, sou dit dalk 'n week gevat het. Miskien 10 dae, met baie mense en vee. 40 jaar! Net in daai ou stukkie. Dis wat God aan hulle doen, vir hulle ongeloof en hulle uitsigloos. Dan wil ek nie meer sê, hierdie 49 ongeluk en hartseer en, ek sê dit nie, dis nie wat ek wil sê nie. Maar die vraag is, was dit die moeite werd? Hebreërs 11 vers 1. Geloof is 'n vaste vertroue. Dis hoop, al weet ons nog nie wat kom nie. Dis 'n vaste vertroue in God. So ons het die keuse, want ek en jy is hier. Of ek nou wou gaan of nie kon gaan nie, en al gehoop het ek kon gaan, want ek het ook al hierdie woorde gesê, man, as ek net kon, as ek net 20 jaar jonger was ek lankal weg, als verkoop en gegaan. Of gaan ek in moedeloosheid maar net bly sit, en ons karring nou maar aan, en ons voeter nou maar aan, en ons is oorgelewer aan die lot van Suid-Afrika, en alles wat hier aangaan. Of maak ek 'n keuse? Ek gaan God onverskrokke vertrou. Ja, ek het 'n regering wat 'n klomp pampoene is, ek kan maar baie mooier woorde dink om te sê, maar hulle is maar pionne. God is in beheer. Ek is sy kind. Jesus sit aan die regterhand van God. Hy regeer oor die wêreld, oor die skepping. Ek is syne. Die goeie werk, Filippense 1:6, wat hy in my begin het, sal hy deurvoer tot en met die einde toe. En is ons ook nie net so verknog aan hierdie wêreld met al sy goed nie. Jy weet, ek en jy, Psalm 90 sê dit, as ons gelukkig is, word ons 80 jaar oud, 90 miskien. Soos 'n grashalmpie, het vergaan, soos 'n asempie, soos 'n stofdeeltjie. So hoekom is ons so gerig op die hier en die nou? Kolossense 3 sê, bedink die hemelse dinge. Jakobus en Petrus sê, julle is aardbewoners, julle is tydelik hier, julle is tentbewoners, jou tentpenne word op 'n stadium gelig, so moenie te lekker hier so jou in wurm nie. Jy's op pad, jou lewe is kort. So gefokus om by mekaar te maak, 'n lekker te lewe, gemaklik te lewe, en alles moet net voorspoedig gaan. Asof dit alles is. Dit is nie alles nie. Vir die gelowige is daar baie meer as die hier en die nou. My verhouding met God is baie belangriker, want ek gaan vir ewig in sy teenwoordigheid wees, want ek my asem uitgeblaas het. So, wat maak ons? Geloof in God is daai vertroue. Dit is soos wanneer my seentjie of my dogtertjie benoud raak en hulle handjie in myne sit en hulle voel geborge. Hulle voel veilig, net omdat hulle pappa of mamma se hand vashou. Dis wat dit beteken. Baie meer is dit. Hoop is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Wanneer Bonhoeffer aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, paar dae voor die geallieerdes die konsentrasiekamp kom bevry het, doodgeskiet word, preek hy vir 'n laaste keer daai oggend in die tronksel aan daai mense,
1 Petrus 1 oor hoop. Hy gaan nou sterf. Gaan doodgeskiet word deur die Nazis, hy wat self 'n Duitser was, omdat hy opgestaan het teen Hitler. En hy preek oor hoop. Ek het 'n onverganklike, onverwelklike hoop, omdat God in beheer is, omdat Christus my bevry het. Al kan ek nie vorentoe sien nie. Dis nie om op te gee nie. Hierdie vers wil sê, jy gee nie op nie. Hierdie vers sê, ek het 'n verwagting, 'n lewende verwagting. Ek kyk uit na die toekoms met 'n positiewe aanslag. Ek berus in God. Ek kry my rus in hom. Word kalm. Hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat bemoeid, en almal wat belas is, jy wat bekommerd is, jy wat uitsigloos is, jy wat moed verloor het, jy wat nie meer weet wat môre of oormôre gaan bring nie, jy wat nie weet of jou kinders of jou kleinkinders 'n toekoms het in Suid-Afrika nie. Kom na my toe. Vertrou my. Ek is in beheer. En dan kom die Here Jesus op die berg en hy preek die 10 gebooie op 'n vars manier. En eintlik met Matteus 5 vers 3, gelukkig, uiters gelukkig is hy wat weet hoe afhanklik hy van God is. Dis eintlik maar vers 3 van die 10 gebooie, die eerste gebod. Wat hy, gelukkig is hy wat weet God het sy lewe in sy hand. Gelukkig is hy of sy wat weet dat God is hulle fokus, hulle alles. Dat God is hulle hulp. Gelukkig is hulle wat hulle hoop vestig in God, as hulle hoop vir môre en oormôre. Gelukkig is hulle. Ja, jy kan oppak as jy dit kan bekostig, of jy kan aansoek doen vir vlugtelingstatus en met jou tassie gaan, en alles hier agterlaat wat mooi en dierbaar en goed is. Jy kan. Gaan nie kwaad wees vir jou nie. Maar vir my, God is my hoop. My enigste hoop. En ek kyk met hoop uit na môre. Ja, en ek gaan maar aanhou glo. Call me a fool if you want. Dat dinge gaan beter word. Want as ek nie dit gaan glo nie, wat het ek? Wat het ek? Leef ons in daai afhanklikheid van God? Dis die vraag. Weet, ons praat baie maklik. Ja, ek is 'n kind van die Here. Ja, ongetwyfeld. Maar soos ek het wil hê, my reëls, my terme. My terme. Hier's God se terme. Nie my terme nie, God se terme. En dit is waar ons die fokus moet skuif. Van my terme na God se terme. So kom, my uitnodiging vanoggend aan jou as kind van die Here is, lewe in afhanklikheid van God. Totaal en al. En asseblief, ek vra om verskoning, as die interpretasie dalk is, dat ek op mense trap wat die land verlaat het. Glad nie. Dis nie my bedoeling nie. Ek fokus vandag op die wat hier is. Want ja, ons het dalk nie 'n keuse nie. Maar ons doen dit as gelowiges. In afhanklikheid van God. Met hoop. Met hoop. Amen. Laaste slide. Blom waar jy geplant is. Ek wil 'n paar oomblikke van stil gebed gee. Kom ons bid vir die wat gegaan het. Kom ons bid vir ons land.
Kom ons bid vir onsself, vir hoop. Dankie Here, dat ons in U hand is. Dankie dat U lewe, Christus Jesus, en dat U regeer. U het ons duur gekoop met U kosbare bloed. Dis hoe U ons sien, en dis hoe U ons ag. Partykeer het die hoop maar gesneuwel. Partykeer het die moedeloosheid ons oorval. Partykeer het wantroue ons hele gedagtewêreld oorgeneem. Maar ons kom vanoggend weer as U kinders en ons gaan die toekoms in met geloof. Ons het vanoggend verneem, daar's 'n baba gebore in ons gemeente. Is dit nie 'n stap van hoop en geloof dat hier 'n nuwe lewe geskenk is nie? Laat ons met hierdie hoop voluit lewe en ons beste gee as U kinders. Help ons daartoe. Ons bid vir elkeen op ons lysie vanoggend en ons is dankbaar saam met die wat beter word. Dis 'n bewys. U skenk, U gee aandag, U help, U genees. Ons bid vir Waterval gemeente, vir gehoorsaamheid, vir toewyding, vir afhanklikheid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna staan ons en dan sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees. Mag sy teenwoordigheid deur sy Gees ons stimuleer om die hoop te behou, om in gehoorsaamheid te lewe. Mag die Vader ons versorg, vertroetel en toevou met sy liefde en sy teenwoordigheid. Amen.